Kom ons bid vir die seën van die Here. Mag die genade en die barmhartigheid van ons God en Hemelse Vader met ons wees en die liefde van Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n lofsang tot eer van die Here, Psalm 23. Psalm 23 gaan ons die eerste beruiming sing. Die eerste beruiming, vers 1, 2 en 3. Psalm 23, vers 1, 2 en 3. Net soos 'n herder uittrek met sy skape en hul laat neerlê in die veld van milde groen, met sagte hand oplei langs stille water, so is die Heer, so het hy ook aan my gedoen. Hy lof my siel en bly my swakke skrede in vaste spoor van sy geregtighede. En is ek soos 'n skaap in doodsgevare, wat in die velde as 'n prooi van wolwe gaan. En moet ek in die doodstal diep en donker van alle hulp neem in my alleenheid staan, dan nog ken ek geen doodsvrees of verskrikking, omdat U stap my troos is in verkwikking. En vir my die tafel in gereedheid, my hoofdruip olie en my beker vloei van wyn, 'n bron van goedheid stroom vir my gedurende. Dit is my gees, vreeg my vyande tot pyn. Dit kroon my lewe met U welbehae, en in U huis daar bly ek al my dae. Broers en susters, u kan so lank in u gesangeboeke oopmaak by Psalm 38. Daarvan gaan ons die 6de en die 13de vers sing. Let maar net op, die 6de vers moet nou nie by die eerste vers oopmaak nie. Maak so lank by die 6de vers en die 13de vers wat op die volgende bladsy is. En na die geloofsbelijdenis gaan ons gesang 17 sing. Gesang 17 het net een vers. Psalm 38 vers 6 en 13 na die wet van die Here, en gesang 17 na die geloofsbelijdenis. Kom ons luister dan nou na die wet van die Here soos wat dit vir ons in Eksodus 20 opgeteken is.
Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders versoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaag, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broers en susters, as u voel dat die sonde u krom en neergeboe maak en moedeloos, verkondig die woord van die Here vir ons hy wat sy sondes bely en dit laat staan en glo dat Jesus Christus sy verlosser en saligmaker is, sal genade vind en sy sondes sal hom vergewe word. Maar hy wat dit nie glo nie en nie sy sondes voor die Here bely nie, verkondig die woord van die Here dat hy self sy straf sal dra. Dit staan vir ons geskryf in Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. En in hierdie barmhartigheid wat ons vind, dat ons ons sonde bely en laat staan, kan ons ook bely dat ons glo in God drie enig. En kom ons bely dan ook so ons ongetwyfelde geloof met die woorde van die 12 artikels. En elkeen wat dit glo, spreek die volgende woorde in sy of haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is,
en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Glansryke heerlikheid, ons vol Jesus, die koning alde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, vanwaar ons woord tot by sy troon, wil ons omprys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. Die woord van die Here kom vanmôre tot ons vanuit Jeremia 8. In Jeremia 8 gaan ons saam lees vanaf vers 4 tot vers 22. Jeremia 8 vanaf vers 4 tot 22. Die teksverse van die preek vanmôre is die 11de, die 14de en die 22ste vers. Met die woord so geopen voor ons, kom ons bid tot die Here. Almagtige God en Hemelse Vader, U wat die Alfa en die Omega is, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Buiten U is daar niks wat bestaan. Sonder U het niks tot stand gekom nie. Aan U kom toe alle lof, alle eer en alle heerlikheid. Ons wil U dank vir die groot genade dat ons vandag hier by mekaar kan wees. Dat U ons elkeen waardig geag het om uit U woord te lees en uit U woord te hoor. Ons wil U vra dat U ons sal lei deur die Gees, dat ons ook sal vas staan in die geloof. Dat elke woord wat ons vandag hoor nie leeg na U toe sal terugkeer nie. Maar dat ons sal groei in die geloof. Lei ons ook met U Gees, dat ons ook dit wat ons hoor sal uitdra, dat dit nie net hier tot ons ore beperk sal wees nie, maar dat ons dit sal verkondig en dat ons sal groei en ook ons gemeenskap laat groei in U geloof. Ons wil U dank vir al die genade wat ons ontvang het, dat ons ook hier by mekaar kan wees as U kerk en U kinders. Laat ons ook hier die woorde hoor en gehoorsaam wees. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die groot en heilige naam van Jesus Christus. Amen.
Ons lees saam in die woord van die Here, Jeremia 8, vanaf die 4de vers. En jy moet vir hulle sê, so spreek die Here, sal iemand val en nie weer opstaan, sal hy weggaan en nie weer terugkom nie. Waarom is dan hierdie volk Jerusalem afkerig met 'n aanhoudende afkerigheid? Hulle hou vas aan bedrog, hulle weier om terug te keer. Ek het geluister en gehoor, hulle spreek wat nie reg is nie. Daar is niemand wat berou het oor sy boosheid, dat hy sou sê, wat het ek gedoen nie? Elkeen spring weg in sy loop soos 'n perd wat storm in die geveg. Selfs die sprinkaanvoël aan die hemel ken sy bepaalde tye. En 'n tortelduif en 'n swaalkie en 'n kraanvoël neem die tyd van hulle koms in ag. Maar my volk ken die reg van die Here nie. Hoe durf julle sê, ons is wys, en die wet van die Here is by ons. Waarlik, kyk, bedrieglik werk die leenpen van die skrywers. Die slim mense kom in die skande, is versla en verskrik. Kyk, hulle het die woord van die Here verwerp, en watter wysheid sou hulle hê? Daarom sal ek hulle vroue aan ander gee, hulle landerye aan veroweraars, want die kleinste tot die grootste maak hulle almal onregverdige wins. Van die profeet tot die priester pleeg hulle almal bedrog. En hulle genees die verbreeking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê, vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Hulle kom in die skande, omdat hulle gruwel bedryf het, tog skaam hulle hul nie in die minste nie, en weet nie om te bloos nie. Daarom sal hulle val onder die wat val, en die tyd van hulle besoeking sal hulle struikel, sê die Here. Saamskraap, wegskraap sal ek hulle, spreek die Here. Daar is geen druiwe aan die wingerdstok en geen vye aan die vyeboom nie. Ja, die blare verdor. So het ek ook vir hulle die bestel wat dwars oor hulle sal gaan. Waarom bly ons sit? Kom by mekaar en laat ons in die versterkte stede ingaan en daar kom. Want die Here onse God laat ons omkom, en hy laat ons gewater drink, omdat ons teen die Here gesondig het. Hulle wag op vrede, maar daar is niks goeds nie. Op 'n tyd van beterskap, maar kyk, daar is verskrikking. Van dan af word die gesny van sy perde gehoor, vir die geluid van die gerinnik van sy perde bewe die hele land. En hulle kom en eet die land op en sy volheid, die stad en die wat daarin woon. Want kyk, ek stuur slange, basiliske onder julle waarteen geen beswering is nie, en hulle sal julle byt, spreek die Here. Ag, kon ek my maar opvrolik in kommer, my hart is krank in my. Daar is die hulpgeroep van die dogter van my volk uit 'n baie ver land. Is die Here nie in Sion nie? Of is sy koning nie daarin nie? Waarom het hulle my geterg met hulle gesnede beelde, met vreemde, nietige afgode? Die oes is verby, die somer is ten einde, en ons is nie verlos nie. Vanweë die verbreeking van die dogter van my volk is ek gebreek. Is ek in die rou, verbaasheid het my aangegryp. Is daar geen balsem in Gilead nie? Of is daar geen geneesheer nie? Want waarom het die genesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom nie? Tot sover. Ek lees weer vir ons die teksverse, vers 11, 14 en 22. Vers 11. En hulle genees die verbreeking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê, vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Vers 14.
Waarom bly ons sit? Kom by mekaar en laat ons in die versterkte stede ingaan en daar omkom. Want die Here onse God laat ons omkom en hy laat ons gewater drink omdat ons teen die Here gesondig het. En vers 22. Is daar geen balsem in Gilead nie? Of is daar geen geneesheer nie? Want waarom het die genesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom? Tot sover. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters, ons almal weet wat moedeloosheid is. Ons almal ervaar dit van tyd tot tyd. En een van die groot redes hoekom ons ook as kinders van die Here waarlik weet wat moedeloosheid is omdat die opregte kinders van God begin het om al meer en meer moedeloos te voel vir dit, verskoon tog, vir dit wat in ons land aan die gebeur is. Op die oppervlak word onverskillige uitlatings gemaak oor Christene deur ons regering. Soos toe 'n minister Calvinisme, dit is nou die leer wat ons kerk aanhang, beskuldig het vir die skietdood op Riva Steenkamp. Of toe die rektor van Stellenbosch gesê dat as Christene universiteit wil hê wat in die naam van die Here in hulle lese het, dan moet die Christene self vir hulle 'n universiteit stig. Stellenbosch was die heel eerste teologiese skool in Suid-Afrika. Met ander woorde, die heel eerste studente wat in Stellenbosch opgelei was, het predikante geword. En nie net dit nie, is Stellenbosch nog gestig met die dankoffergeld van ons voorvaders, wat hulle vir die kerk gegee het. Dan word daar gesê dat ons eie universiteit moet stig terwyl dit klaar gebeur het. Maar dit is eintlik nie veel rede om ons moedeloos te maak wanneer 'n heiden so 'n opmerking maak nie. Wat 'n mens waarlik moedeloos maak, is wat die kerke vandag kwytraak. Onlangs was dit in die nuus dat 'n Engelse kerk gedagvaar word deur 'n geskorste vroue pastoor wat gay was, of wat gay is. En sy het die kerk gedagvaar nadat hulle haar geskort het toe sy met haar vriendin wou trou. En dit bemoedig 'n mens bietjie en sê, ten minste het die kerk opgetree. Al word hulle nou gedagvaar daarvoor. Maar as 'n mens bietjie dieper na die saak kyk, dan beweer daardie pastoor dat die kerk het geweet dat sy homoseksueel is. Die kerk het geweet dat sy homoseksuele verhouding het en saam bly saam met haar vriende. En niks daaraan gedoen nie. En wanneer die kerk daardie kerk se spreekspersoon praat, dan word daar gesê hulle het nie geen probleem met homoseksualiteit nie. Hulle het net 'n probleem wanneer hulle trou. En dan dink 'n mens, hoe kan 'n kerk wat veronderstel is om die kerk van Christus te wees, so 'n uitlating maak? Hulle laat 3 sondes toe en wanneer die 4de een gedoen word, dan dink hulle eers nou is dit te ver. Kerke in ons land lê almal, of meeste van ons kerke in ons land, probeer almal vashou aan vandag se politieke siening van humanisme, wat nie met die Bybel verenig kan word nie. Die Christelike situasie in vandag se Suid-Afrika is so erg. Vra 'n bietjie jouself, wie van u, as u nie in u tuisdorp is nie, as u op vakansie is bereid om in enige kerk wat u op die pad teekom op 'n Sondag te gaan sit? Wie van u is bereid om dit te doen? Ek is nie bereid om dit te doen. Want
as 'n mens net in enige kerk gaan sit sonder dat 'n mens weet wie daar die kerk is die kans baie goed dat u na 'n dwaalleer gaan luister. Dit is 'n skokkende situasie waarin ons Christene onsself betref. Dinge in ons land gaan net agteruit en agteruit, dit raak nie beter nie. Alles in ons land maak ons moedeloos. In die tyd wat Jeremia hierdie boodskap aan Israel gebring het, was Israel net so moedeloos gewees. Want jy sien, die hele Israel was tot op hierdie punt al reeds verslaan gewees op die slagveld. Net Juda het oorgebly, en in Juda het nog net Jerusalem oorgebly. Dit was die laaste hoop vir oorlewing van Israel. Al vroeër was die noordelike deel van die land was deur Babylon al reeds weggevoer. Toe het Juda, die suidelike deel, oorgebly, Jerusalem en sy stede. En nou is dit besig om weggevat te word. Assirië het gekom, die magtigste land van daardie tyd, het oorlog gemaak teen Jerusalem, of teen Juda, en hulle het begin om hulle in te neem. En Juda het nou op die spreekwoordelike vooraan van hulle ballingskap gestaan. Dink jouself in, hier kom 'n groot leermag, maar nie enige leermag nie, die magtigste leermag in die wêreld is besig om op die stad af te kom waarin u woon. U weermag het hulle al telke male probeer teëstaan en is vernederend verslaan. Daar is nie veel meer oor om Jerusalem mee te verdedig nie. Daar is nie veel meer hoop dat Jerusalem verdedig gaan word nie. Wat sal u in daardie situasie doen? Dan kom die priesters, en mens sal dalk na die priesters probeer luister, of in moderne tyd sal 'n mens na die predikante probeer luister, oor hoe hulle die woord van die Here verkondig om ons te bemoedig, en vir ons dalk sê, wat ons moet doen om hierdie situasie te verander. Maar dan kom die priesters en sê vir hulle, moenie bekommer nie, daar is vrede, gaan aan soos wat julle aangaan, dien julle afgode net soos ons, dis reg, dis wat die Here wil hê, vrede. Dan sal mens dink, die koning sal vir die priester sê, wat maak ons fout, dien ons die Here verkeerd, dat die Here so teen ons gedraai het. In plaas daarvan gaan die koning na Egipte toe, en hy vra vir hulle om hulle te kom red. Priesters verkondig net 'n klomp leuns. Hulle sê vir die volk, ons het die wet van die Here, dis al wat ons nodig het. En verder sê hulle vir die volk, moenie bekommer nie, dink julle, die Here sal sy eie tempel laat vernietig. En hierdie priesters met hulle leuns het gemaak asof hulle die kenteken van wysheid was, terwyl hulle heeltemal van die pad af is. Hulle het die volk openlik mislei, soveel so, dat baie mense gedink het in Israel, dat daar niks meer fout is, om ander gode saam met die Here te dien nie. Maar nou, op hierdie stadium in Jeremia 8, het die intimiderende leermag van Assirië op die horison verskyn. Die mense het wat in versterkte stede gewoon het, wat al klaar moedeloos was, het besef, hier kom moeilikheid. En Israel, of die inwoners van Jerusalem het begin om uit Jerusalem uit, en die paar stede wat dalk nog oor was, uit te vlug in die veld in, want hulle het geweet, niks kan Jerusalem red nie. Hulle het gevlug van Jerusalem af, om eerder in die veld of in die berge te gaan woon. Maar toe hulle daar kom in die veld, toe stuur die Here slange en basiliske onder hulle in, dat hulle deur slange gepik word. Die Here stuur wilde diere onder hulle, om hulle uit die veld uit te jaag. Toe hulle uit die veld uitgejaag het, so vlug hulle na die berge toe.
Toe hulle in die berge kom, toe sit dieselfde daar, die wilde diere het onder hulle gemaai. Soveel so dat die mense besef het, die Here is besig om ons te agtervolg, die Here is besig om ons te dood. Dit maak nie saak hoe ver ons hardloop nie, hy sal ons altyd inhaal, en die mense besluit toe daar om in uiterste moedeloosheid, gaan hulle terug na die stede, waar hulle al reeds voor uitgevlug het vir die dood, gaan hulle terug na hulle huise toe, om eerder daar te sterwe, want hulle het geweet, dat daar geen verlossing vir hulle in die veld is nie, of in die berge nie. Toe die mense terugkom in die stede, sou mens dalk verwag het, dat die leiers en die priesters nou tot hulle sinne gekom het. Nou kan almal sien, Assirië se leermag is hier, en mense sal dink, hulle sal nou tot hulle sinne kom, en openlik vir die mense sê, ons was verkeerd. Maar in steede daarvan, hou hulle maar nog aan, om die volk te sis, deur vrede te verkondig, te sê, die Assiriërs sal ons nie inval nie, daar sal vrede wees. Hulle ontken die leermag, hulle ontken alles. Hulle ontken dat hulle in die moeilikheid is. Hulle kies eerder die maklike oplossing van om net hulle oë toe te knyp en hoop die probleem gaan weg. Maar omdat hulle net probeer om die probleem te ignoreer, word die probleem al hoe groter, en hy bly dieselfde en hy gaan nie weg nie. Want hulle sal niks doen om dit reg te maak nie. Israel het 'n geneesheer nodig. Hulle is siek en benodig genesing. Maar 'n mens sal dink, hulle sal dan nou die uitweg kom soek. Hulle het hierdie groot probleem, hulle het hierdie groot moedeloosheid. Waar kan hulle uitweg kry? En daar kry hulle die idee, hulle het eintlik nou die idee lank voor hierdie situasie gehad, maar hulle gaan Egipte toe, Egipte sal hulle genees. En Egipte het 'n leermag gestuur om Israel wat daardie tyd verbond met mekaar gehad het te help. En Israel het vir 'n oomblik gedink, maar ons is gered. Hulle het selfs 'n gelofte aan die Here probeer maak. En die oomblik toe Assirië Israel nou al 'n rukkie of Jerusalem 'n rukkie beleer het, toe kom die Egiptiese leermag op die horison om Jerusalem te bevry. En toe onttrek die hele Assiriese weermag van Jerusalem uit, en daar dink die volk, hulle is gered. Die Here kon dit nie oor sy hart kry om sy eie tempel te vernietig nie, hulle draai net weer so terug na die sonde toe. Die volk is nie genees deur Egipte nie. En wat gebeur toe? Het is nie Assirië wat teen Egipte veg nie, maar die Here. En Egipte word net so vernederend verslaan, soos wat Israel vernederend verslaan was. En 'n dag of wat later keer die leermag weer terug, en Assirië en Israel is in dieselfde omstandighede. Maak nie saak hoe styf hulle oë toegeknyp het nie. Die probleem het nie weggegaan nie. Hulle moes eerder die probleem aangespreek het, deur die probleem voor God neer te lê, want hy was die enigste een wat hulle uit daardie situasie kon red. En in vers 22 vra die profeet, is daar nie balsem in Gilead nie? Met ander woorde, is daar nie verlossing in Gilead nie? Is daar nie genesing in Gilead nie? Wat ook, Gilead was ook 'n geloofs, mens kan eintlik sê 'n hoogte van Israel, waar hulle die Here aanbid het, hoewel hulle dit nie veronderstel was om te doen nie. Is daar nie genesing in Gilead nie? Of is daar geen geneesheer nie? Waarom het die genesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom nie? Waarom het die genesing nie tot stand gekom? Want hulle het nie net hulle oë toegeknyp vir die probleem nie, hulle het hulle oë toegeknyp vir die geneesheer. Hulle het hulle oë toegeknyp vir die verlossing wat kan kom. En die verlossing was vir hulle daar. Hoewel hulle nog nie die verlossing ken soos wat ons as moderne Christene die verlossing ken, het die Here vir hulle
alreeds die belofte van die Messias gegee en gesê, hy in hom kan julle sondes vergewe word, soos wat julle offers in die tempel bring. Bring die offer wat simbolies is van Jesus Christus wat sal kom. Bely julle sondes voor die Here. Israel het probeer om dit te doen, net met hulle lippe, nie met hulle harte nie. Die Here soek nie blinde rituele nie. Hulle hou nie op met hulle boosheid nie, hulle hou nie op met hulle bedrog nie, hulle hou nie op met hulle moord nie, hulle hou nie op met hulle skelmstreke nie. Hulle hou aan daarmee en aan en terg die Here net meer. Maar tog sê die Here vir Israel nog steeds, is my verlossing vir julle genoeg as julle terugkeer. En die mense kom tot die besef, die Here is teen ons. Maar hulle vra nie, Here vergewe ons nie. Hulle vra nie, laat ons terugkeer na U nie. En so het die Here Jesus Christus ook gekom om vir hulle verlossing te bied, al het hulle dit nie gevat nie. Daardie verlossing sou wees dat Jesus Christus se bloed gevloei het vir elke leuen wat hulle priesters geskryf het, vir elke leuen wat hulle owerhede hulle vertel het, vir elke boosheid wat hulle gedoen het. Daarvoor sou nie net die offers in die tempel moes vloei nie, maar daarvoor sou die volmaakte offer Jesus Christus se bloed moes vloei, sodat hy die dood kan oorwin. En nie Assirië noodwendig verslaan nie, maar die grootste vyand wat Israel het verslaan, hulle boosheid. Want hoekom het Assirië oor hulle gekom? As gevolg van Israel se boosheid. Daarom toe Jesus Christus kom, het Israel verwag dat hy 'n militêre leier gaan wees, wat hulle gaan red van die Romeine wat hulle oorheers het op daardie stadium. Van hierdie punte wat Israel in ballingskap geneem het, was hulle nooit weer volkome vry. Hulle was heeltyd oorheers deur 'n ander volk. Sommige volke het goed oor hulle geheers en was goed vir hulle gewees. Sommige soos Assirië en Rome het hulle onderdruk. Toe verwag hulle Jesus gaan kom as hierdie militêre verlosser. Maar in plaas van hierdie militêre verlosser kom Jesus Christus en hy is nie die militêre verlosser nie, maar hy verlos hulle van die rede van hulle ondergang. Hulle boosheid, die sonde, die duiwel. Dit wat Israel van die Here af wegvat, dit wat maak dat hulle nie vra waar is die Here nie, dit wat maak dat hulle nie skaam kry oor hulle sonde nie. En so broer en suster, is dit nie vandag hier by ons, Assirië, wat voor ons poorte staan nie. Inteendeel, ons dink dat die sonde of die boosheid voor die poorte staan van die kerk. Hulle staan nie voor die poorte van die kerk nie. Die stryd word nie voor die poorte van die kerk gestry nie, maar die stryd word voor die poorte van die hel gestry. Want Jesus Christus het klaar die oorwinning gebring. Maar ons is so vervalle in die sonde, dat ons dink, die sonde is hier voor ons, en ons sukkel daarmee, ons moet daarteen stry. Ja, dis waar, ons moet daarteen stry. Maar ons moet besef waaroor dit gaan. Ons moet besef, genesing is hier. Op hierdie stadium is die Christene in Suid-Afrika besig om hulle oë toe te knyp vir wat gebeur. Vra 'n bietjie vir jouself, wat se kerke in Suid-Afrika is die wat vol is? En wat se kerke is dit die wat leeg is? Die kerke wat vol is die wat verkondig dat dit maak nie saak of jy rondslaap nie. Dit maak nie saak of jy egbreek pleeg nie. Dit maak nie saak of jy gay is nie. Dit maak nie saak wat ook al nie, solank jy net die moderne politieke neiging navolg. Solank humanisme jou geloof is, so kan 'n mens wel sê. Solank jy net nie bang is, jy trap op iemand se toon deur vir hom te sê, jy is verkeerd. Die Here Jesus leer ons in die woord, ons moenie so lewe nie. In ons families, in ons eie huise, gaan dinge so. So maklik vir ons te sê, ja, kyk hoe sleg is die Christene in Suid-Afrika, maar ek is daarom nie so nie.
Broers en susters, ons moet ons oë waawyd oopmaak en in ons oë kyk. En in ons eie lewens kyk. Hoeveel afgode het ons nie? Hoeveel siek, sonde het ons nie in ons lewens nie? Net in ons eie gemeenskap. Hoeveel buiteegtelike verhoudings is daar? Hoeveel buiteegtelike kinders is daar? Net in ons eie gemeenskap. Hoeveel mense is dit belangrik om die Sabbatdag van die Here te heilig? Is die Here nie besig om al ons afgode een vir een van ons weg te vat nie? Wat is ons afgode? Dit wat vir ons belangriker is die Here. Kyk na ons land. Die Here is besig om ons land se ekonomie van ons af weg te vat, want dit het vir ons belangriker as die Here geword. Die Here is besig om ons kerke van ons weg te vat, want dit het vir ons belangriker as die Here geword. Die Here is besig om ons rugby van ons weg te vat, want dit het vir ons belangriker as die Here geword. Kyk maar wat het gister gebeur. Ons het 'n goeie rugby span. As die Here teen jou is, wie kan vir jou wees? Broer en suster, die Here gaan elke afgod van ons wegvat, totdat ons niks meer het om op te vertrou nie, behalwe die Here. En hier kom die profeet se stem vandag vir elkeen van ons deur en sê, vertrou op die Here. Ons raak moedeloos, ja. Ons het rede om moedeloos te raak, maar nie regtig nie. Die geneesheer is daar. Ons uitweg is daar, ons moet hom soek. Hy het ons klaar homself daar vir ons gegee. Jezus het klaar aan die kruis gesterf. Vir elke predikant wat oor die kansel gelieg het Jezus Christus gesterf. Sy bloed het gevloei. Vir elke politieke leier wat Jezus Christus nie eerste stel nie, het die Here Jezus Christus gesterf aan die kruis. Vir elke oortreding van die Sabbat, vir elke afgod wat ons het die Here Jezus aan die kruis gesterf en hulle almal oorwin. Ons is die kinders van die Here. Die opregte kinders van die Here is min. Maar ons het 'n taak. As u nie vandag 'n opregte kind van die Here is nie, luister na hierdie woorde en keer terug na die Here. Moenie net opmerk dat die Here teen ons is nie, maar merk op, hy gee genade, dat daar vir elkeen van ons verlossing is, genoeg verlossing om selfs ons te red. En as u verlos word, as u terugkeer na die Here en ophou om u oë toe te knyp en te dink die probleem gaan weggaan, want dit gaan nie weggaan nie. Solank as wat ons oë toeknyp, gaan die probleem ons net onverwags betrap. Indien u vandag hierdie woorde hoor en die Gees u dring tot inkeer, moenie daar stop nie. Want dit is goed dat ons terugkeer na die Here, maar dit verander nog nie ons volk nie. Dit verander nog nie die kerke in Suid-Afrika nie. Dit maak ons nog nie godsvreesende volk nie. Wat ons moet doen, is hierdie woord verkondig. Dan eers, wanneer ons volk besef, wel, ek kan nie vir u waarborg hulle gaan terugkeer nie. En ek probeer nie vandag vir u sê dat u moet glo en die rugbyspan sal wen nie, dis glad nie wat ek wil sê. Wat ek wil sê, is kerk van Jesus Christus, verlaat jou afgode, keer terug na die Here, en verkondig hierdie boodskap orals, dan sal die genesing van die volk van die Here plaasvind. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die genade wat U vir ons gegee het, dat ons ook vandag tot U kan nader, dat ons ook kan hoor, dat daar is genesing vir ons. Dring ons met die Gees, dryf ons tot inkeer en bekering, dat ons elke een van ons afgode sal verlaat, dat U nie eers nodig het om dit van ons weg te vat nie, dat ons dit self sal prys gee.
dat ons ook tot eer van U naam sal leef, dat ons op U alleen sal vertrou. En gebruik ons dan ook so as U getroue getuies, dat ons die waarheid sal praat, dat ons die waarheid sal verkondig, dat ons ook sal weet, dat U ons land en ons volk en ons kerke kan genees. Gee ons daardie uitweg wat ons nodig het. Lei ons ook deur die Gees dat ons sal vasstaan in die geloof. Dat ons daardie dinge wat ons weerhou van U sal verlaat. Wees met ons dat ons sal besef dat U nie teen ons sal wees as ons vir U is nie. Maak ons harte oop vir die Gees. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, daar sal nou geleentheid wees om U offergawes aan die Here te gee. Dankie hoor. Kom ons antwoord op die woord van die Here deur om saam te sing as 'n slotsang, gesang 44. Gesang 44 het net een vers. Ons sing dit tot eer van die Here, gesang 44. Kom ons bid vir die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God deur die kragtige werking van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen. Kom ons hou ook dan net so 'n oomblik van stil gebed waarin ons dan tot die Here sal bid. Ons vra dat U sal onthou om vir ons broers en susters wat siek is te bid en ons broers en susters in die ouete huis van Huis Formosa het gevra dat ons ook vir hulle sal bid. Daar word 'n nuwe
bestuurder of gaan aangestel word, of hulle soek 'n nuwe bestuurder, en hulle het ons ook gevra om te bid dat die Here die regte persoon vir hulle sal stuur. Kom ons hou dan so 'n oomblik en dan bid ons 'n stil gebed tot die Here. Amen.